ingestem het om vir ons 'n praatjie te kom doen. Ons waardeer dit verskriklik baie. En julle ken sy vrou ook. Dit is Jill en een van hulle kinders is hier, die ander een is 'n maatjie. Okay, maar baie welkom. Ons waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie Dr. Ollie. Goeiemôre. Sê gou vir my, wie luister almal baie? Wij zijn heel aardig in ons leven. Nog wat, blij om te worden. Ja, radio in die kar. Ek weet die mense by Jeugland luister almal IFM. Ja, elke tweede dinsdag, 20:05, doen ek 'n praatjie op IFM. Dan praat ons oor dinge oor goedheid. Ek begin met boeliegedrag en geboelery en dies meer. En ek is nou besig met oor gesinsgebaseerde geweld en alles wat daarmee gepaard gaan. En as ek nou met daai reeks klaar is, dan sal ek oorgaan en ons moet hier gesels oor iets wat mense nie van hou om oor te praat nie. En dit is Alzheimer's en dementia. Hoor julle nie? Hy is aan, maar daar's 'n geraas. Ek weet nie. Ek het daar so 'n baie Kyk gaga. Jou selfoon is nie naby nie. Laat ons die expert vra. So, hulle het blijkbaar die saal verhuur, so. Hallo, kan jy dit? Jou stem is reg. My stem reg? Ja. Ok, bly my stem is reg. Want hy mag nie verkeerd om wees nie. Nou ja, op by IFM. Hy's daar af. Ek is al daar van 2018 af. Ja. Sonder die microfoon. Sonder die microfoon. Okay. Jy sit my voor neer. Ok. Daar's iets wat met hom interfereer, ek weet nie. So van 2018 af is ek al deel van IFM se program in die oggende met oordenkings. Soos ek sê, altyd tweede dinsdagoggend is ek daar 20:05 doen ek hierdie spesiale 10 minute wat ek hulle vir ons gegee het om bietjie te gesels oor die alledaagse dinge wat hier aangaan in hierdie wêreld van ons en wat ons raak as ouers, grootouers en dies meer. En dan natuurlijk, dan bly ek sommer op daar so vir die 20:06 vir die oggendoordenking. Toe daai deur toegemaak is, ek sit hier so en ek sien hoe hy toegemaak word en wat my opkom hier op die eerste, is die arkse deur wat Noag toemaak en God sluit op in die see. Toe kon niemand meer in. En dit bring my toe verder op in my gedagtes wat dit inkom is die 10 magte, die 5 wyses en die 5 dwaases. Nou ons weet die 5 dwaases, toe hulle wakker word, is hulle lampe basies dood, is uitgeloop, hulle moes gaan om die olie te kry, en toe hulle uiteindelik by daar so by die bruids area aankom, want die bruidegom is toe intussentyd moes nou verby, toe slaai deur op toe. Toe word het ook vir hulle gesê, sorry, maar jy kan nie kom en slaap te laat. Nou vraag vir myself af vanoggend, vir hoeveel mense is dit nie al klaar te laat wat die deur klaar toegemaak het, en hulle besef dit nie. En ek is seker almal van ons, elkeen van ons wat hier is vandag, het al op 'n stadium in ons lewens, het ons gevra, wat is die doel van my lewe? Wat is die doel van my lewe hier op aarde? Wat is God se doel met my? Want jy weet, as ons nog in die wêreld lewe en in die wêreld beweeg, dan pla dit ons soos nie baie nie. Dan dink ons aan 'n doel, as ons praat van 'n doel in my lewe, dan dink ons aan wat se bevordering kan ek nog kry daar waar ek werk?
Hoeveel geld kan ek maak om in die bank te kry? Ek wil seker maak vir dit vir my aftrede, ek beplan dit en dat. Ons vra nie, is dit in lyn met die wil van die Vader vir ons lewens nie. Want gewoonlik as ons vra, wat is die doel in my lewe, dan gaan dit mos vir ons. I and my, me and my, myself. Daai tipe ding, né? Vanoggend wil ek julle bring na Jeremia 29 vers 11 toe. Wat wil sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. For now the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. God sê vir ons baie duidelik, en hy bring dit al in van die Ou Testament se tyd af deur vir ons. En hy sê, ek weet presies waarvoor ek julle geskaap het. Ek weet presies waarvoor ek jou laat formuleer het in jou moeders se moederskoot. Ek het toe al reeds het ek jou pad vir jou uitgesit. Het ek dit vir jou beplan. En dit was nie 'n pad wat vol pottels moet wees nie, of vol hobbels moet wees nie, of vol onheil moet wees nie. Nee. Ek het vir elkeen 'n hoopvolle toekoms. Nou geliefdes, ons almal wat hier is, ongeag of jy 'n jong ouderdom is, of jy 'n gevorderde ouderdom is. En ek sê altyd, hoe ouer ons word, en baie mense sê, ek wil nooit so oud word nie. Ek kan nog baie goed onthou my oorlede moeder toe ek 'n kind was, jong seun, die van 19 daarom. Het sy altyd gesê sy wil nooit ouer as 50 wees. En ek het vir myself gesê 50. Halwe eeu, dit was ontsettend oud wees, né? Vreeslik oud wees. Want dit is nou die helfte van 100. Nou vir 'n kind van daai ouderdom besef jy nie, jy kyk net na die syfer vas. En ek sê altyd, en wanneer ek op met mense gesels, dan sê ek, jy weet, hulle sê met oudheid kom wysheid, met grysheid kom wysheid, né? En ek weet die dames veral al van jong ouderdom af, as dit lyk of daar iets wat grys is, dan hardloop hulle na die daai toe iets. Dit mag nie so wees nie. Maar ons verstaan nie, dit is wysheid daar aan die einde van die dag. Ek is trots op my grysheid, glo vir my, aan die einde van die dag. Ek het niks om weg te steek daarvoor nie. Ek weet nie hoeveel wysheid daar is nie, maar ek glo daar is genoeg wat die Vader vir my gegee. Maar hy sê vir ons, hy wil vir ons 'n hoopvolle toekoms gee. Partykeer voel dit nie so nie. Partykeer dink ons, daar is niks hoop vir ons nie. Jy sien, want ons beweeg in routine. Die mens is daarso en ons het gewoond geword en ons het groot geword om in 'n routine te wees. Daar's 'n tyd wat jy moet gaan slaap, daar's 'n tyd wat jy moet opstaan, daar's 'n tyd wat jy moet aangetrek wees, daar's tyd wat jy tande borsel, daar's tyd wat jy ontbyt moet eet, daar's tyd vir middagete, daar's 'n tyd vir dit, daar's 'n tyd vir alles. So vandag ons het 'n tyd gehad, 'n afspraak hierso vir 10:00 vanoggend. Elke donderdag is daar 'n tyd. 10:00 gebeur daar iets. 11:00 gebeur daar iets. Sekere tye gebeur daar ding. So ons vat ons lewens en ons bou dit om daardie routine wat ons vir onsself ingestel het. Het jy al ooit vir jouself gevra, is dit God se routine vir jou? Is dit die routine wat die Vader vir jou wil hê, regtig waar wil hê? Of is ons maar net tevrede om saam met die wêreld aan te beweeg in daai routine? Want ons wil nie na skeef toe aangekyk word nie. Jy sien, God het jou nie toevallig geskape nie. Jy is nie toevallig gebore nie. Jy is nie toevallig hier vandag nie. Dinge wat in jou lewe gebeur het tot nou toe, het nie toevallig gebeur nie. God het 'n unieke doel met elkeen van ons. Hy het 'n roeping vir elkeen van ons in gedagte. Ek het vanoggend op die lig gesê, het ek dit ook weer eens genoem en gesê dat ons is so geneig om God te blameer vir alles in ons lewens. Alles wat verkeerd gaan, alles wat sleg gaan. Het ons al ooit gaan stil staan, of net gaan sit en gaan vra, maar wat se les wil die Vader hê moet ek hier uitleer?
Wat leer hy my hier? Ek met ons kinders groot gemaak het, en ons kleinkinders vandag, sê ons vir hulle altyd, daar's 'n les om hier uit te leer. Dit wat met jou gebeur, daar's 'n les om daar uit te leer. Maar leer ons werklik waar uit die lesse uit, wat in ons lewens gebeur, wat die Vader vir ons gee, wat hy oor ons pad bring. Belangrikste les, wat daar vir ons geleer moet, wat ons moet leer, en ek glo almal van ons, wat vandag hier is, het dit alreeds geleer, is om daai persoonlike verhouding met ons almagtige God en ons Vader te hê deur sy Seun Jesus Christus. Want anders sou u nie vandag hier gesit het nie. Kom ons lees eerlik met mekaar. As ons nie 'n les geleer het om 'n verhouding met God te bou nie, deur sy Seun Jesus nie, want die woord maak dit vir ons baie duidelik. Jesus het vir ons baie duidelik vir ons gesê, niemand kan die koninkryk van God beerwe behalwe deur hom nie. Glad nie. Hy het ons in daai kruis het hy gehang daar op Golgotha. Die een wat sondeloos was, die een wat heeltemal vlekloos was, het hy gegaan en hy het almal, die wat op daai stadium volgelinge van Jesus was, die grootste heidene sondaars in die wêreld wat daar was, het hy almal se sondes op hom gevat. Ieder en elkeen se. En vandag nog steeds, sê God, deur sy Seun, kom na my toe. Kom na my toe. Ek gee nie om wie jy dink jy is, of wat die wêreld vir jou dink nie. Ek weet wat jy is. Ek weet wat se doel ek in jou lewe het, om vir my te doen. Geliefdes, een wat ons moet onthou, God het vir ons almal talente gegee, né? Op 'n stadium het hy vir ons werk gegee. Vandag nog sorg hy vir ons. Baie keer dink ons nie so nie. Hy het vir ons gesinne gegee. En dan die uitdagings wat ons so moes ervaar en moes deurgaan in die lewe. Dit alles het hy daar vir ons teweeggestel vir sy groter plan in ons lewens. En ek wil vir julle sê vandag, dit gaan nie oor groot prestasies of erkennings nie. Ja, almal wil graag hy klopjie op die skouer hê en te hoor sê, wel dan, jy het goed gedoen. Maar wanneer dit begin om wanneer dit oor ons persoonlik raak en nie meer oor God nie, dan raak dit 'n probleem. Die woord sê vir ons dat alles wat ons doen, alles, en ek probeer dit veral by die kinders inprent, alles moet jy doen tot ere en verheerliking van ons almagtige God en ons Vader. Of jy nou jou tande borsel, jou bord kos eet, wat jy ook al doen, moet ons doen ter ere van God, ons almagtige Vader. Nie vir onsself nie. Jy sien, ons moet ons plig nakom. Ons het almal 'n mandaat gekry. 'n Mandaat gekry, 'n opdrag gekry, 'n fisiese opdrag gekry. Daai dag toe Jesus vir die disippels gesê het, en ek wil dit dan net 'n bietjie mooi opbreek hierso. Baie mense kom en sê, ja, maar dit is wat vir die disippels gesê was daai tyd. Was nie vir my gesê. Nou ek persoonlik ek verskil daarmee. Ek glo dat die dag toe jy besluit het om Jesus Christus aan te neem as jou saligmaker en jou verlosser, om 'n verhouding met hom te bou en 'n verhouding met hom te hê, wat het twee goede gebeur. Eerste plek, jy het sy stiefbroer of suster geword, as ons dit so kan doen, in vandag se terme. Met ander woorde, jy het deel geword van die koninkryk van God, met ander woorde, jy het God se kind geword. Jy is nie meer daai een kant het. Jy is deel van daai familie. Met ander woorde, jy is deel van die disippelskap van God. Jy het deel van die disippelskap geword.
En nou word vir ons baie duidelik gemaak, Jesus sê, gaan uit en gemaak verder disippels van alle nasies. Want almal, maak nie saak wie dit is nie. Maak nie saak of jy nie hou daarvan hoe hy persoon ryk, aantrek, wat ook al nie. Dit is ons plig om disippels te maak. Maak nie saak hoe jonk jy is of hoe oud jy is nie, in die einde van die dag nie. Ek wil nie 'n vraag vra vanoggend. En jy hoef my nie te antwoord nie. Maar antwoord jouself eerlik en opreg. En ek sê altyd, ons kan vir onsself jok en vir onsself stories vertel, maar vir God kan ons dit nie doen. Hy weet alles, hy weet presies wat in ons harte aangaan. Hy weet presies wat in ons lewens aangaan. Wanneer laas het jy vir iemand, daar in die winkelsentrum, daar in die winkel, gesê, luister, weet jy wat, Jesus is lief vir jou? Of het jy dit al ooit gedoen? Kom ek vra dit op ons, daarby. Ek is lief om dit. Partykeer wil mense my klap. Partykeer kyk hulle my aan asof hulle my wil deurboor. Maar meerde van die tyd, as ek net daai glimlag sien, as ek sien hierdie oë ophelder en hulle sê, thank you, that's all I needed to do today. Dis al wat ek vandag moes gehoor het. Wanneer laas het jy vir jou medebroer, medersuster net gesê, weet jy wat, ek wil jou net 'n bietjie Jesus drukkie gee. Want Jesus is lief vir jou. Dit maak 'n groot verskil in iemand se lewe. Absoluut. En ons moet dit begin aanleer. Want dis van ook die doel wat God vir ons het in ons lewens. Jy hoef nie 'n hooggeleerde te wees om hier te staan om die woord van God te kan verkondig nie. Jy verkondig dit op jou eie unieke manier wat God het vir jou gegee om te doen. En baie keer is dit net om vir daai persoon te sê, Jesus is lief vir jou. Kom ek gee vir jou terug. Geliefdes, ons moet in alle tye woord van hoop spreek. Woord van hoop. Sodat ons daai helpende hand kan uitsteek en die Vader getrou te kan dien. Dis al wat ons hoef te doen. Jy weet die lewe is baie kort. Regtig waar, ontsettend kort. En daarom wil ek weet wat ek vroeër gesien, as mense op 'n rype ouderdom kom en jy kom hierso by jou 50s, jou 60s, jou 70s, jou 80s en hoor, ja, as gevolg van die volk van Israel het God gekom en hy het 'n keppe opgesit op 120. Nou is almal weer die woord sê so. Ons lees in die woord dat daar van God se kinders was wat oor die 900 jaar oud geword het. Wow. En dan was hulle nog aan die gang en fikse te kere en hulle kon nog doen wat hulle moes doen. Ek kan my net self indink wat 'n rykvolle lewe dit nie moes gewees het nie. Maar ons almal kan 'n minimum, en ek wil dit beklemtoon minimum, die woord sê 120 jaar bereik. En ek is kyk, ek wil graag aankom. Ek wil baie graag aankom. Want by elke oomblik, by elke dag, by elke sekonde wat ek op hierdie aarde kan asemhaal en kan loop en die woord van God kan spreek en kan uitverkondig wat ek doen. Want dit is my passie. Dis my passie. Was nie altyd my passie gewees nie. Maar toe ek Jesus ontmoet, ontmoeting gehad het, soos Saul op die pad van Damaskus, maar sodat hy Paul geword het dit my passie opgeword. En daarom wil ek vir julle sê, weet, ons moenie ons lewens vergelyk met die persoon langs ons nie. Ons moenie ons lewens vergelyk met ander mense se nie. Want God se plan vir elkeen van ons is uniek, absoluut uniek. Hy het 'n unieke plan vir ons almal. Immers, die Vader sê, ek het julle almal gemaak, geformeer in my ewebeeld. Iemand sê eendag vir my, maar dit kan nie wees, ons lyk nie dieselfde nie. Ek sê, ja, ons lyk nie dieselfde, as ons speel kyk, lyk ons nie dieselfde, jy sê dit maar reg. Maar volgens God, maar volgens God se oog,
is ons geskape in sy ewebeeld. En as jy nie glo nie, gaan jy dit nie verstaan aan die einde van die dag nie. So, geliefdes, vertrou in die Vader en in te wandel in gehoorsaamheid, sal die doel van die Vader in jou lewe vervul word. Ek weet daar's mense wat sê, maar nou is, kyk wat het daar met my gebeur, kyk waar sit ek, kyk wat hier, kyk wat daar. Maar dan vra ek altyd net, waar is jou geloof dan werklik? En ek wil terugkom wat ek vroeër gesê het. Mense wat kom en sê, maar hoekom kry ek swaar? Hoekom sit ek in die situasie? My antwoord is baie eenvoudig. Wat hou jou terug om uit die situasie uit te kom? Om jou te verlos daai. So ons gaan na die boek van Konings doen, ons gaan kyk na Dawid, of Daniel, koning Dawid altens. 21 dae, dis waar die Daniel vas vandaan kom. Wat hy gebid en gevas het, wat hy rou klere aangehad het, as op die hoof, sodat hulle gerou daai tyd. Hy het tot God gebid, en gebid, en gebid. Tyd het gestap. Miskien is daar van ons vandag wat sê, maar ek bid al 21 jaar. Ek bid al 50 jaar. Ek bid al 20, 21 jaar. Wanneer kom my deurbraak nou? Wil ek net daar herinner, wat was die eerste woorde van die engel toe hy by Dawid uitkom? Toe hy daar uitkom, wat was sy eerste woorde? Hy sê vir hom, die moment toe God jou gebed antwoord het en my gestuur met jou antwoord. Maar dit het my ongelukkig 21 dae gevat om hier by jou uit te kom, omdat ek in die geestelike lewe teen die koning van Persië en die smeer moes beklei, om deur te kom. Dit was so groot geveg, ek moes die engel Michael gevra om my te kom help, om my deurbraak te kry. Ons almal se deurbraak is daar. Wat hou ons nog terug om daai deurbraak te ontvang? Wat weerhou ons wat daai engel met ons antwoord by ons moet uitkom? Wat die vyand gebruik om hom terug te hou. En weet jy wat, dit is so maklik om dit uit die weg uit te ry. Die moment as jy besef wat dit is, die moment as jy vir God gevra het, openbaar dit vir my deur die Heilige Gees, is net om dit te gaan en om te sê, Vader, dankie daarvoor, ek verstaan nou wat dit is, ek lê dit hier voor die voete neer, ek vra vir u vergifnis daarvoor, en ek dank u vir my deurbraak. Ons sê nie vir die Vader, dat hy nog gaan kom, ons sê vir hom dankie, want ons het dit klaar ontvang. Ons vat dit in ons hande, ons maak dit ons eie, en dit is wat belangrik is. Geliefdes, soos dit belangrik is om wat Jesus gedoen het voor sy hegtenisneming, daar in die tyd van Getsemane. Toe hy en die disippels daar by mekaar gekom het, daar in die kamer. Toe Jesus sy boorkleed uitgetrek het, skorrel gevat het, en die disippels se voete begin was het. En ek kan myself net indink, hoe het hulle geprotesteer daarteen, hè? Oeg, Messiah, hoe kan jy dit ook doen? Ons met jou voete was, sê hulle. Nee, Jesus sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. En so moet ons almal dienaars wees. Dienaars wees. Want daarna gaan sit Jesus aan die koppunt van die tafel. Hy neem die brood op en hy bid. En hy vra die seën en hy breek dit en hy stuur dit om. En hy sê elke keer wat julle dit doen en hierdie brood breek, doen dit in gedagte
nagedagtenis vir my. Maar apostel Paulus kom ook agterna en hy spen dit vir ons neer en hy sê vir ons, onthou net een ding. Weereens het die mens gekom en jy kan dit vandag sien, dit het 'n tradisie geword. Die nagmaal het 'n tradisie geword. En ek weet daar's mense moontlik hier vandag vir my sê, nee, dit is nie so nie, dit is. Hoekom word dit net 'n sekere tyd van die maand word dit gedoen? Dan word dit heidensheid verkondig en gesê, hierdie Sondag is nagmaal Sondag. Dis tradisie. Dis nie wat ek in die woord van God lees nie. Toe ek gevra is of ons weer sal nagmaal doen vandag, ek sê my grootste plesier. Ek doen nagmaal elke week. Opdrag wat die Here vir my 'n paar jaar terug gegee het, elke week. Met elke diens wat ek doen op die radio ook, doen ek nagmaal. Want dis ons opdrag om dit te doen soveel as moontlik. Maar ons moet een ding onthou, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang. Is dit nodig dat elkeen van ons, dat in alle tye, ons in die teenwoordigheid van ons almagtige God en Hemelvader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit die beker drink. 1 Korintiërs 11:27-29 maak dit vir ons baie duidelik. Dit sê vir ons daar, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So ons moet onsself waardig nie ag nie. Ons moet onsself waardig maak voor God. In ander woorde, as daar enigiets is wat ons voel, wat ons onwaardig kan laat maak by die tafel, saam met die Vader, moet ons dit vat en by sy voete neerlê en vir hom sê, hier is dit Vader, vergeef my daarvoor. En soos apostel Paulus ook vir ons baie duidelik maak, die moment as God aan jou vergifnis, wanneer jou vergifnis vra, jou vergifnis word in jou toegestaan, is dit daarso. God hou dit nooit weer teen jou nie. So kom ons stel sommer hierdie ding op reg van daai leuen wat Satan die duiwel vir ons sê. Want elke keer as daar jou verlede teen jou opgebring word, is nie die Vader nie, dit is die vyand wat dit doen. Dis hy wat jou daaraan wil herinner. En ons sny dit vanoggend af in die bloed van Jesus Christus ook. Nadat Jesus gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En daarna het hy ook die beker opgeneem, na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Geliefdes, die brood wat ons vanoggend breek, wil ek ook net vir julle sê, dit is ongesuurde brood. Dit is wat Jesus hulle ook gebreek het, was ongesuurde brood. Hiermee het ons die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Daai liggaam van hom wat gebreek is vir ons, van die oomblik af, wat hy in die tuin van Getsemane in hegtenis geneem is. Waar sy marteling, sy aanranding, sy marteling begin het, tot die moment wat hy aan die kruis gesterwe het. Wanneer ons dit vanoggend neem om dit te eet, kom ons dink daaraan, en ons glo in geloof, dat die broodjie wat ons het vanoggend, dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus, wat gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. En daarna, wanneer ons bekertjie van danksegging opneem, wat simboliseer die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons dit opneem om te drink, geliefdes, dink daaraan,
glo en geloof, dat dit sy kosbare bloed, ja, die kosbare bloed van Jesus Christus, wat gegiet is vir ons, simboliseer, tot die volkome versoening van al ons sondes. Daarom, elke keer wat ons op die tafel sit, en ons hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Onthou net, geliefdes, daar is geen God, soos ons God, wat magtiger, liefdevoller en getrouer is, as wat ons ooit kan begryp nie. Laat God vanoggend saam met ons wees, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Laat sy loyale liefde ons lei, en loyale gehoorsaamheid, en eer van sy naam. Kom ons neem nou die brood en die beker op, en elkeen op ons, in ons eie tyd. Kom ons raak saam voor die Vader, en ons neem deel aan die avondmaal. U mag voortgaan asseblief. Kom ons raak stil voor ons almagtige God en ons Vader. Vader, ons kom vanoggend na U toe met 'n hart van reinheid. Nie met harte van wat net behoefte het aan liefde en aanvaarding nie, Vader. Ons dankie, Vader, dat ons weer eens die geleentheid gehad het om ons sondes te bely voor U. Om dit by U neer te plaas, Vader, en ons dankie vir die vergifnis wat ons ontvang het. Ons dankie, Vader, dat U ieder en elk van ons met 'n besondere doel geformuleer en geskep het. Vader, help ons om elke dag naby U te leef. Dat ons U wil in ons lewens verstaan. Vader, lei ons op die pad wat U vir elkeen van ons bestem het. En laat ons ligte, elkeen van ons individueel ons lig. Dit daar sal wees waar U ons plaas, Vader. Gebruik ons lewens tot eer van U naam, om ander U liefde aan te raak, Vader. Dankie, Vader, vir die voorreg wat ons gehad het om weer aan die tafel te sit. En weer eens die avondmaal te kon deel en te geniet saam met Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Dankie, Vader, dat Jesus opgekom het en dat hy weer gesonde grense in ons lewens in teruggeplaas het. Dat hy dit verwyder het.
Daar waar die vyand net nou gekom het om te verslind en te vernietig en te steel in ons lewens. En dat deur die bloed van Jesus Christus dat dit nou afgesterf het in ons lewens, skoon gewas is en geen verdere effek in ons lewens sal hê nie. Dankie Vader dat ons vandag van hierdie oomblik af vorentoe kan uitgaan. En dat ons lewe en lig kan uitspreek met elke persoon wat ons teekom, elke persoon wat ons aanraak. Dat daar lig en lewe sal wees in elke persoon se gesondheid, Vader. En ek verklaar nou genesing volgens U wil op ieder en elk, Vader. U weet waar die pyne is. U weet waar die skete is, Vader, van elkeen van ons. En ons dankie, Vader, vir die genesing wat daar reeds begin plaasvind in ons lewens. Maar dat daar lig en lewe sal wees oor elke persoon wat ons ken se huwelike, of wat ons eie persoonlike huwelike is, Vader, of ons kinders sin, ons vriende sin, of kollegas sin. Persone wat in persoonlike verhoudinge of in verlovings betrokke is. Lig en lewe oor elkeen se finansiële omstandighede en situasies. Vader, ek dank U dat Jesus nou gesonde grense daar geplaas het, daar waar die vyand kom, deur die slenters, om mense te mislei en te verlei. Om sodoende dit wat U vir hulle laat opbou het, te steel. En daar waar dit al reeds plaasgevind het, Vader, verklaar dit nou dat dit in U naam, in U tyd, weer regverdig terugbesorg sal wees en herstel sal word. Vader, lig en lewe en elke besigheidsonderneming daar buite. Elke persoon se plek van 'n diensneming. En ek plaas veral die lig en lewe op oor die personeel van Jeugland, Vader. En elke liewe inwoner hier vandag. Vader, laat lig en lewe opnuuts opvlam oor elke persoon se geestelike toestand. En dan dit oorspoel en uitbrei na die huislike geestelike welsyn, waar hulle ook al aanraak, of dit hulle kinders is, hulle kleinkinders is, of hulle eie. Vader, U woord sê en U woord verklaar, dat U ons nog steeds wil seën, dat U ons nog steeds wil beskerm, al dink ons nie so nie. En ons dankie, Vader, dat U ons nog steeds seën, behoed en bewaar, dat U nog steeds U aangesig oor ons verhef en skyn, en dat U nog steeds aan ons vrede gee. Dankie, Vader, dat U nog steeds bereid is om U naam op ons te plaas, sodat ons U seëninge kan ontvang, deur U Seun, Christus Jesus, ons saligmaker en verlosser. Ek spreek dit en ek bid dit af in daai naam van Jesus. Amen. Geliefdes, mag die Vader in die hemel julle elke dag lei, julle versterk, julle help om met vreugde die Vader se doel in julle lewe te wandel. En dat julle hierdie boodskap van vandag sal gebruik, om wie ook al waar julle hulle op die mense aanraak en te moed kom, aan te moedig en te herinner, dat elke liewe dag, elke liewe oomblik waarde het, en dat elkeen van hulle waarde het, en 'n doel het, en die oë van ons almagtige God en Hemelse Vader. Ek sluit af daarmee vanoggend. Inderdaad het ek so 'n bietjie baie van julle tyd gevat, so ek gedog vandag sal ek maar 'n bietjie opmaak daarvoor.
Ek wil graag vra, is daar enigiemand of weet julle van enigiemand wat 'n Bybel nodig het of so? Ek gaan in elk geval 'n paar hier by Minion los wat sy sal hê. So as daar iemand is wat julle van weet of van hoor wat sê hulle soek graag 'n Bybel. Kan jy hom net daar by haar kry? Wat ons dit help nie goed lê op hulle kinders gaarstof op nie. Ek hou nie daarvan nie. Dis die lewende woord sê ons mos nie. Ek wil vir iedereen en elk sê baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend. My voorreg altyd om hier te wees, my plesier om hier te wees. En ja, elke keer as ek daai stemboodskap kry, my oproepie kry, dan sê ek kanselleer alles anders. As dit so as ek dit moet doen om hier te kom wees. Ek geniet dit om hier saam met julle te kuier. Baie dankie. Baie dankie.